Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag die 15de Oktober 2025. Mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees. Here, dankie dat ek suurstof kan hê om in te asem. Here, ons aanvaar suurstof as so vanselfsprekend. Here, ek dink die aarde, as ek dit nie mis het nie, is een van die enigstes wat suurstof het. Here, baie dankie vir suurstof wat U gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons het gister 'n bietjie stil gestaan by Paulus, hierso wat hy sê in Efesiërs 4, waar hy sê, ek druk julle dit op die hart, ek het 'n gevangenes, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het, wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde, né? En dan gaan hy aan by vers 3 en sê hy, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar saam te lewe, né? Deur in vrede met mekaar saam te lewe. Want ons het daai tyd gesien, vriende, mense, Paulus moes nou die apostel van die heidene, so hulle het tot bekering gekom, maar het uit 'n klomp ander plekke gekom, en so kom nou kon daar onvrede wees oor die verskillende sieninge wat tog baie keer nog half onderliggend daar by hulle was, né? So hy kom druk het hulle net op die hart, hy kom sê vir hoorie, julle lewenswandel moet in ooreenstemming wees met die roeping van God. Dit moet beskeie, vriendelik, geduldig wees, verdra mekaar, maar onthou ook, julle moet altyd in vrede met mekaar lewe, kom sê hy, nee, julle sieninge kan miskien verskil, maar onthou om in vrede met mekaar te lewe. Dan gaan hy aan en sê, daar's net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons, sê Paulus vir hierdie mense daar in 61, 62 na Christus, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. En dan kom ons by die gawes uit, en sê hy, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God, né? En weet jy, wanneer ek en jy gaan kyk na hierdie gawes wat hy gegee het, is die eerste gawe wat hy gee is apostels, en as ons kyk na apostels, dan sien ons, dit is gestuurdes, né? Dit beteken eintlik gestuurdes. So in 'n sekere sin, vriende, kan ek en jy natuurlik almal apostels wees, né? Kom ons sê dit vir mekaar, as gestuurde apostel beteken gestuurdes, maar tog sien ons dit in die gereformeerde tradisie dat die 12 apostels en Paulus, liewe vriende, was vir die kerk gegee in daai tyd, en dit is uniek en dit is nie herhaalbaar nie. Dit is basies soos ons dit nou sien, hè. Maar ek en jy kan tog in die sin van die apostoliese siening van 'n apostel wees, nog steeds 'n gestuurde wees, né? Jy het 'n apostoliese bediening, kan ons vir mekaar kom sê. Jy het 'n profetiese bediening. Jy is nie 'n apostel nie, jy is nie 'n profeet nie, maar jy het 'n apostoliese bediening. Jy het 'n profetiese bediening, het jy, né? So in ons tradisie sê ons die apostelamp, vriende, is uniek en is nie herhaalbaar nie. Dit het die fondasie vir die kerk gaan lê. Maar ek en jy is tog in 'n apostoliese bediening. Ons kan nie sê ons is nie gestuurdes nie. Ek en jy is inderdaad gestuurdes. Die Here stuur ons deur sy Gees na die werksplek daar by ons kollegas. Hy stuur ons, liewe vriende, daarna ons vriendekring toe. Hy stuur ons daarna ons huwelik toe. Ons is dus in 'n apostoliese bediening nog steeds. Ons is nie apostels nie, maar ons is 'n apostoliese bediening, né? Definitief. Profete, liewe vriende, in die Nuwe Testament het hulle gewoonlik dan nou ook die openbaring vir die vroeë kerk aan hulle oorgedra, en hierdie gawe sien ons as gereformeerdes ook as tydelik en het saam met die afsluiting van die Bybel opgehou. Maar ons het nog steeds 'n profetiese bediening. En wat beteken dit? Beteken ons moet die woord gaan verkondig, né? Ons moet die woord gaan verkondig. As ons kyk na wat die profete was in daai tyd, liewe vriende, dan sien ons hulle het God se wil openbaar.
Hulle het mense bemoedig en hulle het mense gewaarsku. Ek dink nie daar's meer profete nie. Dit is ons siening as gereformeerdes. Het ons 'n profetiese bediening? Yes, maar jy sê 'n profetie. Maar jy het 'n profetiese bediening. Jy moet nog steeds met ons mense gaan bemoedig, nog steeds met ons mense gaan waarsku, liewe vriende. Miskien nog steeds met ons vir mense gaan sê hoe ons ook dan die Bybel sien, hè. As ons gaan kyk na evangeliste, vriende, dan sê ons dit is 'n spesifieke bediening wat steeds in beginsel voortgaan, hè. Evangeliste gaan nog steeds aan, liewe vriende. Hulle is mense wat sendingwerk gaan doen. Hulle is mense wat baie keer is jou evangeliste mense wat nie by 'n spesifieke kerk betrokke is nie. Ekskuus tog. Ek dink byvoorbeeld aan my pa se tyd wat oom Bani daar was. Hy was 'n evangelis. Ek onthou nou oom Bani nou nog, né. As ek dit nie misonthou nie, hy ook my pa het 'n tent vir hom opgeslaan daar, het in die kerk ook uit gepraat, en die kerk was te klein as ek nou onthou, daai het nog reg onthou, vir 'n tent opgeslaan, het ontsettend baie mense tot bekering gekom. Die Here het hom, hy was 'n evangelis in murg en been, vriende. Hy het inderdaad mense van God vertel en hulle het inderdaad tot bekering gekom, né. Ongelooflike mense, jou evangeliste. Nou die dag met 'n evangelis gepraat hierso in Phoenix ook. Baie oulike ou daarso wat daarby van ons gemeentelede was met wie ek gepraat het. So daai amp gaan nog steeds voor, en dan spesifiek, liewe vriende, kom sê ons vir mekaar, herders en leraar, hierdie twee funksies, liewe vriende, word sien ons dan ook as gereformeerdes as die permanente bediening van die woord in plaaslike gemeentes. Ons sien ook dit is iets wat nog steeds voortgaan. Liewe vriende, jy kry dan herders, leraars, diakens en ouderlinge, soos aan die Nuwe Testament vir ons leer. Maar apostels, jy kry apostoliese bediening, maar apostels is nie meer daar volgens ons siening nie. Jy kry profetiese bediening, maar profete, dit is klaar, dit is afgehandel in daai tyd wat dit is. Evangeliste is daar, herders en leraars is daar, so liewe vriende. Herder baie keer, dit gaan ons maar oor die pastorale sorg van iemand, en 'n leraar is inderdaad in die woord. Hy lê die skrif uit en hy kom interpreteer die skrif. Daarom ook so verantwoordelikheid dat wanneer ek en jy praat, en wanneer ons ook baie keer met van hierdie ander manne praat, vriende, in ons eie damkring, moet jy verantwoordelik wees met jou eksegesie. Jy moet verantwoordelik wees. Jy moet gaan kyk wat is die kontekste van die Bybel. Jy moet gaan kyk wanneer is geskryf, wat is die tydvlak geskryf, wat met spesifieke mense aan wie dit geskryf is. Anders maak jy enorme foute. Anders sit ons nou waar ons sit met by van ons mense in ons eie damkring wat nou wil sê maar die vrou, die Bybel is baie duidelik en die vrou kan tog nou nie in 'n ampt dien nie, né? Maar nou ons vriende. Absoluut sterk. Jesus sê daai goed kom ophef, né? Daar's niks meer daarvan nie. Dit was 'n patriargale stelsel binne die Bybel gewees, en as jy nou nog wil gaan en dit fundamentalisties so wil sien, dan sê jy onverantwoordelike Bybeleksegeet. Plain en plat. En dit is wat ons sê, 'n leraar, liewe vriende, moet die skrif uitlê en hy moet dit verantwoordelik doen. Daarom moet ons mense leer wanneer jy praat oor Paulus se briewe, dis in baie spesifieke kontekste geskryf met baie spesifieke mense in gedagte. Is dit vandag nog steeds op ons van toepassing, vriende? Daar's enorm baie beginsels wat vandag nog net so op ons van toepassing was. Daarom gooi jy dit nie weg nie, maar wanneer jy dit leer vir mense, moet jy vir hulle leer dat dis die konteks, dit is hoekom dit geskryf is, dit is in hierdie tydvlak, hoe toe mense, kom ek vat maar net die vrouens, die vrou op 'n spesifieke manier gesien het, en ons is nie meer vandag daar nie, né? So dit is die gawes wat die Here vir ons kom gee het. Dit is ook hoe ons dan na die spesifieke gawes uit 'n gereformeerde tradisie dan ook daarna kyk. Ek wil net gou hierso een ietsie kyk wat ek dan gaan kyk. Ek net gou kyk hier dit ons wel vir mekaar gesê. Net gou hierso kyk. Ja, kom ons volstaan maar net vandag daarby. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.